Ons lees die oordenking vir 27 Desember uit Die Here is my herder met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif vandag is volbring. Die teksvers Johannes 19 vers 30 sê, nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en sy laaste asem uitgeblaas. Elke woord wat Jesus gesê het, was gelaai met betekenis, tot aan die einde. Die woord volbring word gebruik om aan te dui dat 'n taak of 'n opdrag voltooi is. In Johannes 17 vers 4 bid Jesus tot sy Vader, ek het U verheerlik op die aarde. Die werk wat U my gegee het om te doen, het ek volbring. Sy taak was afgehandel. Net sy kruisiging en dood het nog voorgelê. Die woord volbring kan ook na die afskryf van skuld verwys. Wanneer iemand in Bybelse tye skuld by 'n geldskieter aangegaan het, moes hy 'n skuldbrief teken. Die skuldbrief het die betrokke bedrag aangedui, as ook hoe die persoon dit gaan afbetaal. Sodra die bedrag volledig terugbetaal was, het die geldskieter die brief vir die skuldenaar teruggegee. Oor die skuldbrief het hy dan groot geskryf, volbring, die skuld is betaal. Toe Jesus aan die kruis uitgeroep het, dit is volbring, het hy dwars oor elkeen van ons se lewe geskryf, jou skuld is betaal. Dit bestaan nie meer nie. Jy hoef dus nie meer daaroor te pieker nie. Jesus se laaste oorwinning het hy oor Satan behaal. Met sy opstanding uit die dood het hy ook aan hom kon sê, dit is volbring. Met Kerstyd dink ons aan die kringloop van Jesus se lewe op aarde, van 'n hulpelose baba af tot met sy hemelvaart. Hy het die dood oorwin en is terug na sy Vader, van wie hy gekom het. Sy taak is volbring. Here Jesus, dankie dat alles deur U volbring is. Amen. Dankie vir U saamkuier. Ek deel Lizet se kontak en webblad besonderhede in die inligtingsparagraaf van hierdie voorlesing. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat op hierdie platform beskikbaar is.